Goeiemôre aan almal op hierdie dag 2 van die coronavirus inperking. Ek hoop het gaan goed daar by julle huise, dat julle mekaar nog nie vermoor het nie. Nee, ek spot sommer. Dis lekker om so tyd ook saam met jou geliefdes te kan spandeer. Ek wil vanoggend amper op 'n sombere noot begin en vir u vra of u weet wat is een ding wat almal van ons deel, alle mense op aarde wat lewe. En daai een ding wat ons met mekaar deel is die feit dat ergens iewers ons gaan ophou lewe. Ons gaan doodgaan. En met die coronavirus is dit nou die geval dat daar baie mense is wat hulle lewens verloor. Mense raak bang en mense raak paniekerig, want hulle is onseker. Want die kans is ook dat dit met my of met jou kan gebeur, of met iemand wat ons lief het. Die vraag is, wat maak ons as gelowiges, wat sê ons glo in die opgestane, lewende Here Jesus, anderste as mense wat nie glo nie. Ek lees vanoggend net vir ons 'n kort gedeelte uit Hebreërs 6, vers 19. En hierso praat Hebreërs van die hoop wat ons besit. Daar staan, hierdie hoop besit ons as 'n veilige en onbeweeglike lewensanker. Gister het ons mekaar gesê vanuit die woord dat God ons veilige vesting is. Wel, nou het ons 'n lewensanker wat ons vasbind aan hierdie veilige vesting, hierdie rots. Hierdie lewensanker is die hoop wat ons het. Dis die hoop wat God vir ons kom gee het. Nie 'n hoop wat sê dat op hierdie aarde alles altyd gaan goed gaan nie, of alles altyd gaan gebeur soos wat ek dit wil hê nie, maar 'n hoop wat sê dat daar iets vir my weggebere is na hierdie lewe. Dat as ek hierdie lewe moet begroet, miskien as 'n jong mens of as 'n ou mens eendag op my siekbed, of dalk deur 'n ou virus wat my siek maak, dan weet ek en die mense wat ek liefhet, het hierdie hoop, dat die Here vir ons 'n plekkie weggebere het daar by hom, dat die Here weer sal terugkeer ook, dat hy sy kinders sal kom haal, dat daar tyd sal aanbreek waarop daar nie meer siekte sal wees nie, nie meer hartseer nie, nie meer pyn nie. Openbaring sê dat die Here self die trane van ons oë sal afdroog. En dit is die hoop wat ons het. En weer eens, wat 'n gulde geleentheid het ons nie, in hierdie tyd van inperking, om ook die hoop wat in ons lewe, met die mense wat ons dalk in aanraking kom, al is dit ook net my huisgesin, dat ek hierdie hoop ook kan oordra, in die woorde wat ek sê, in die manier hoe ek optree, en die Here self, het hierdie hoop vir ons gegee. Kom ons gaan leef dan vanuit hierdie veilige vesting wat ons het, vasgeanker met die hoop wat hy in ons harte gegee het, en baie sterkte vir u, vir dag nommer 2 van die coronavirus inperking. Sommer terloops, môre se erediens sal ons uitsaai op Facebook. Ek hoop om hom so teen 9:00 te plaas. Jy is welkom om in te skakel, ek sal ook die link vir u stuur. Kan ek vra, bid saam met my? Liewe Hemelse Vader, ons nader tot die troon, en ons weet by u is daar veiligheid en rus, daar is beskerming, daar is vrede, en daar is hoop in oorvloed. Here, u beloof nêrens in die woord vir ons, dat ons as u kinders nooit beproewing sal moet deurmaak nie. Inteendeel, Jesus het ook gesê vir sy disippels, dat hulle dit in hierdie wêreld sal moeilik hê. Here, en daarom aanvaar ons dat slegte dinge met ons kan gebeur, en sal gebeur in hierdie lewe. Maar dit maak ons nie bang nie. Ons staan vas op u woord. Ons staan vas op u, Here, as ons fundament, as ons rots, as ons veilige vesting. En ons veilige lewensanker is die hoop wat u vir ons kom gee het. Die hoop van 'n nuwe lewe. 'n lewe wat ewig is,
met U as ons God. Here, ons sien uit daarna om by U aan te sluit in die hemel, in die nuwe Jerusalem, om vry te wees van die beproewinge van hierdie wêreld. Maar terwyl ons hier is, bid ons tot U en ons vra, Here, dat U dit vir ons moontlik sal maak om ook draers te wees van die hoop wat in ons leef, dat ons dit sal verkondig, tydig en ontydig, in tye van gesondheid, in tye van siekte, in tye van vryheid, ja ook in tye van inperking, al is dit net teenoor my geliefdes daar in my huis. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.